Goeiemôre, dit is vir my regtig 'n voorreg om hier te wees in George. Ons 'n nuwe meier in Gauteng en Pretoria het laasweek gesê hulle het 800 potholes reggemaak en daar's net 6 oor. Sy was duidelik nie in my straat gewees nie, maar wat lekker is van George was nou my eerste keer hierso. Ek het altyd die deur gery vandag. Jy weet, want 15 jaar terug het nie veel aangegaan nie, maar nou die res van Pretoria is hierso. Hier is baie potholes, maar hulle is almal reggemaak, wat amazing is. Dit is vir my 'n regtig groot voorreg gewees, en soos Jaco gesê het, ek en my dogter het die Otter gaan stap, sy het so 'n jaar terug geboek, en as jy dit nog nie gedoen het nie, dis regtig die moeite werd. Dit is verskriklik mooi, maar oefen. Oefen en oefen. So, ek weet nie, jy moet oefen. Dit is nogals erg. Ja, ek's deel van die Gauteng span al vir baie jare. Pretoria veral in Metamorfo begin, en so 10 jaar in Metamorfo die leierskap gehad, en toe gaan ek oor na kampusse toe en kampusleierskap. So vandag hanteer ek maar net, soos Jaco ook maar net 'n sone. Sy sone is net baie groot verspreid en baie mooier. As ons die mense is absoluut pragtig in Pretoria. Ons het baie mooier mense as ek so kyk in Pretoria as ek weet nie of dit die regte manier is om 'n diens te begin nie, maar it's out there, jy weet. Nee, ek maak dit 'n grap van julle is regtig mooi. So, ek hoop jy aanvaar ook die woord wat ek na jou kant toe bring ook vandag met 'n mooi hart. Nee, ons bedien lekker in obviously in Pretoria, ons streek waantoe of ons sone bedien nou so om en by 5,000-6,000 mense toe. So is 'n bietjie, obviously bietjie groter mense, maar ek wil maar net vir julle sê, dit wat ek beleef het van Mosselbaai en Hartland, en wat ek beleef van hier is dat julle is op 'n amazing plek. Uit my hart uit wil ek sê, die Here gaan seriously groot goed kom doen hierso. In hierdie streek, is regtig my belewenis. Maar daar's ook iets in my hart rondom, mense moet dit saam met ons sien. En dit is maklik om dit van buite af te sê, en ek kom smeer nie heuning om julle monde nie. Ek beleef regtig, hierso is ietsie groots wat hier gaan gebeur in George. Daar's energie, daar's 'n geloof tussen die manne, daar's 'n broederskap tussen die manne, en ek dink die gawe wat die Here vir ons wil gee is sodat ons kan saam sing. Ons moet nie almal in verskillende rigtings sing nie. En regtig die Here te vertrou dat julle beter saam sing. En ek sê nie julle doen nie. Ek dink in daai krag en in daai eenheid saam sing is maar 'n groot ding vir almal. So ja, ek weet ek gaan vandag, toe Jaco sê ek moet hieroor praat, die geldige storie. Toe sê ek vir hom, jy weet, wanneer ek iemand kry om binne in 'n reeks in te kom en hulle kom praat, en dan kom hulle nooit eintlik uit by wat ons beplan het dat iemand moet praat oor nie. So ek glo ek gaan bietjie by uitkom wat ek in die reeks is, en hy kan maar nou volgende jaar alles fix wat ek nou gebreek het vir oggend. En so aan. So ek gaan 10-1 dit smash. As ek die Engelse woord, die suiwer Afrikaans praat ons hierso. Suiwer. Smash, okay. Ek gaan dit smash. Ek wil net my timer aansit, hulle het gesê ek het 10 minute. Goed, ek het 'n family, jy kan nie glo nie. My gesin is hierbo, myself Carlos, Karunay, sy het gaan sing in Middelburg, sy kom nou vandag terug, single, 21 jaar oud, beautiful, nog nooit 'n boyfriend gehad in haar hele lewe nie, en daar's niks fout met haar identiteit nie, net sê. En dan my vrou Simone en kaptein wat sy vashou, hy is baie skaam, hy kyk nooit vir die kamera nie. Hy is die plotse waghond, en dan Mario is oorlede 2,5 jaar, maar hy leef nog in die hemel. So dis ons gesinnetjie daar, en dis maar so 'n bietjie deel van ons getuienis. Ek praat met jou vandag so 'n klein bietjie oor 'n koninkryksbeginsels rondom hoe ons na die lewe kyk.
Almal wat hierso sit, kom uit 'n verskillende kerk agtergrond, uit kerkgeskiedenis. Elkeen van ons hierso, maak nie saak hoe oud jy is nie, het 'n spesifieke kerkgeskiedenis. Iemand het eendag gesê, jy sing nie die wêreld soos wat die wêreld is nie, jy sing die wêreld soos wat jy is. 'n Voorbeeld is 'n stopstraat is 'n stopstraat. Maar 'n stopstraat vir my is 'n plek waar ek stop. Vir baie ander mense is 'n stopstraat 'n baie gevaarlike plek, want hulle het gestop en iemand het hulle vensterstukkend geslaan en hulle gehijack. En nou ewe skielik wanneer ek na 'n stopstraat toe ry, is 'n stopstraat nie net vir my 'n stopstraat nie. My ervaring van kerk, my ervaring van God, my ervaring wat ek al gehad het van daai spesifieke stopstraat, het gemaak dat ek anders kyk na die stopstraat. En ek dink hier in George ook, en almal wat afkom van verskillende plekke af, en is geen illusie nie, Doxa Dayo glo my, in Pretoria voel dit, en daar's niks fout daarmee nie, mense kom en hulle voel veilig, en ek kan dit sien ook, en is mooi, en is soveel om te doen, maar tog kom ons uit verskillende kerkagtergronde uit, weet, as ons in Pretoria nuwe mense ontmoet, dan vra ek baie keer vir hulle, van waarof kom julle, wat is julle kerkagtergrond, want dan weet ek ook, om en by hoe om myself te posisioneer binne in hierdie gesprek. Maar jy, terwyl jy nou hoor hoe ek gaan praat, gaan jy dit filter deur jou kerkgeskiedenis en al die goedjies wat jy geleer het oor hoe kerk is en hoe God dink, jy gaan die inligting filter deur dit. En ek wil met jou vandag praat oor goddelike beginsels rondom jou wedergeboorte wat plaasgevind het en hoe jou wedergeboorte eintlik maar jou hele lewe kom verander het. Daar's hierdie interessante ding rondom die jaargetalle. Ons leef in 2025. Interessante jaar. Maar daar's hierdie tydlyn waar volgens die hele wêreld leef, wat ons noem die jaar 0. Die jaar 0 is 'n verwysing vir al die gelowe op aarde, vir elke liewe mens. Wat jy mee gaan te doen hê op aarde, gaan vir jou kan sê, daar is 'n jaar 0 en ek leef in 2025, en ek gaan nie vir iets anders kan vertel nie, want dit is die absolute waarheid, en jy het hierdie verwysingspunt van die jaar 0, en dan is daar nog 'n jaar, wat jy, ek weet nie wat se jaar het jou lewe verander nie, maar daar is 'n jaar wat my lewe verander het, en ek gaan 'n t-shirt maak, wat die volgende gaan sê, the year 33 changed my life. Die jaar 33 het my lewe verander. Dis die jaar toe Jesus Christus sy lewe kom gee het op die kruis, en eintlik met ons almal het ons hierdie lewe voor Christus, en dan het daar 'n jaar 0 aangebreek in ons lewens, wat eintlik die jaar 33 is, en die jaar 33 het vir my 'n jaar 0 veroorsaak, wat die volgende slide is, van my wedergeboorte, en hy praat eintlik van twee wêrelde, hy praat van twee goed uitmekaar uit, hy praat hier van die voor Christus, en hy praat hier van die na Christus, en hier binne is 'n jaar 0, waar daar iets met jou en my gebeur het. En so baie mense verstaan nie rarig, verstaan nie rarig, wat het in daai oomblik gebeur toe jy jou lewe vir Christus gegee het nie? Die woordjie wedergeboorte beteken dat daar ergens 'n voor Christus was, en ek het 'n leefstyl gehad, en baie van ons het maar in kerk groot geword, en ek kan nie regtig 'n datum bepaal waar ek nou my hart aan die Here gegee het nie, maar ek het so mooi groot geword, en dis fantasties. Maar ergens is daar tog 'n plek waar jy besef het, maar nou volg ek Jesus, en daar's 'n geboorte wat moet weer plaasvind, en wanneer 'n geboorte plaasvind, dan vind dit plaas binne in 'n gebou, of binne in 'n plek. Geboorte vind nie plaas noodwendig in die ruimte nie. Dit vind plaas op 'n spesifieke plek. En as ons praat van wedergeboorte, dan kom die woord van die Here, en hy leer ons dat wedergeboorte vir ons as kinders van God vind plaas binne in die koninkryk van God. So jy het buite die koninkryk van God geleef, jy word weergebore, en dan kom jy binne in die koninkryk van God, binne in die huis van die Here. So belangrik om dit te verstaan. Hierdie huisie wat ek nou gaan kry het, is maar net 'n simbool wat ek so nou en dan na toe gaan verwys, en ek hoop dit maak vir jou ietsie oop.
rondom maar net die koninkryk van God, want hierdie kant is voor Christus en die jaar 0 het hier gebeur en nou is ek gebore en ek het selfs 'n hasie bygekry. Hoe cute is dit? Ons kort nog die mannetjie, want hierin is duidelik pink. Maar die wedergeboorte vind plaas en dan is die hasie binne in die huis gebore. Ek's binne nou, ek's nie buite nie. Dit is so belangrik om dit te verstaan. Kyk gou na hierdie amazing skrifgedeelte in Johannes 3 vers 3 wat ons baie goed ken en julle 10 al baie deurgewerk het. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hom voorwaar. Nou, ek weet nie van jou nie, maar met my kinders het dit so gewerk en met my ma ook. My ma was baie streng. As sy het my gesê, voorwaar, mannetjie, voor daai sonsak gaan jou boude brand. Of weet jy, dis ernstig, want sy gebruik die woord voorwaar. En nou kom hy en hy praat met ons en hy sê, luister, voorwaar, ek soek jou ore. Luister, ek soek jou ore. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy sê, dit is onmoontlik om binne in die huis van die Here te funksioneer. Dit is onmoontlik om vanuit die koninkryk van God uit te funksioneer, as jy nie deur Christus gaan, en verstaan dat Jesus Christus het gesterf vir jou sondes, hy het jou kom versoen met God die Vader, en nou leef jy in God die Vader se huis, hy het jou geherposisioneer binne in die huis van die Here. Nou daar is 'n interessante woord. Lanklaas gehoor, maar ek het vanoggend daai kant gaan stop waar jy eintlik 'n golfkarretjie nodig het om by die saal uit te kom. Maar dit is goeie oefeninge. Nou, toe ek daar stop en ek klim uit, toe hoor ek die kerk begin. Want die huis van die Here is nou oop, want ek hoor toe, dong, dong. Dis dit 'n kerkie naby wat se klok lui, wat sê, hey, George, sst, kerk gaan begin. As hierdie aankondiging en daar's hierdie plek waar ons sê, weet, as jy Middelburg toe ry, Transvaal of 'n klein dorpie toe, hoe weet jy waar's die kerk? Dis 'n lang toring wat vir sê, hier's die kerk. Hier's die huis van die Here. En daar's hierdie konsep wat ons op 'n manier nie altyd lekker verstaan nie, is dat toe jy tot bekering gekom het jy jouself, het God jou geherposisioneer hier binne in die huis van die Here. Jy is binne ingesit. Jy is hier. Jy's nie hier nie. Dis incredible oor hoe mense tot bekering kom, maar nog steeds hier is. Buite kan die koninkryk, buite kan die huis van die Here. En dan probeer hulle die hele tyd na bekering nog God se guns kry om ergens God toe te laat dat die Here die deur oopmaak en dan laat hy hulle toe om hier by hom te kom bly en intimiteit te hê met hom en nou is hulle hier binne want hulle sit soveel effort in. Hoe jy Bybel lees van buite die koninkryk af en hoe jy die Bybel lees van binne in die huis is twee wêrelde uit mekaar uit. Twee wêrelde uit mekaar uit. Ons interpretasie van die woord is anders. Jy sien, as jy nie verstaan en tot bekering kom, wedergeboorte nie, is nie dat ek het so half en half een voet hierso en 'n ander voet hier nie, en Sondag as ek in die huis van die Here en in die week is ek nie in die huis van die Here nie, en ek staan en ek probeer maar so nou en dan so ietsie van die huis doen, jy weet, en dan buitekant die huis probeer ek ietsie aanvang en jy weet, en dan staan ek hier buite en ek gooi 'n geldjie na die huis toe, jy weet, en hoop ek kry ietsie terug, want dit is saai en maai mos. Die manier hoe ons funksioneer van buite af, omdat ons nie wedergeboorte verstaan nie, is toe jy jou hart aan die Here gee, toe kom jou hele wêreld tot bekering. Jy is binne ingeposisioneer, jy sit hier binne. Jou vrou moet ook daai besluit neem, en baie keer sukkel ons met dit, man sit by die huis, want ek sê, te doen hy met die Here nie, en dis sad. Maar nou sit, moontlik die hele gesin het tot bekering gekom, nou sit jy hierso, en alles sit daar binne, in die koninkryk van God, binne in die huis van die Here, jou geld, jou talente, jou tyd, elke liewe ding van jou, het tot bekering gekom, en bekering beteken om weergebore te word, sê daar's nou 'n nuwe manier van funksioneer, daar's 'n nuwe manier van kyk na die lewe,
Dis nie ek wat dink die kerk speel 'n rol nie, ek is die kerk. Dis nie ek wat dink ek moet hier probeer die kerk help nie. Jy moenie die kerk probeer kom help nie. Jy is die kerk. Niemand help die kerkie. Ons is die kerk. En die amazing ding van om hier binne in die koninkryk van God te wees, is te sê, ek hoef nie te perform dat God my ergens toelaat en met my praat nie. Ek bly binne in sy huis, en binne in sy huis is die plek waar hy my genees. Binne in sy huis is die plek waar hy my transformeer. En die Bybel sê, die Here se huis het baie kamers, en hy praat nie net noodwendig altyd van die eindtyd, en ons gaan nou hemel toe, en ons vertrekke vir almal nie, maar hy praat in hierdie huis is daar baie kamers, en dit is so amazing om so 'n bietjie te gaan lees oor die kamers, want in een van hierdie kamers is dit amper soos 'n hairdresser. Jy stap in, ek weet nie of jy verstaan hoe dit werk nie, maar natuurlik doen jy stap in 'n hairdresser in hulle vertrek in, jy's binne in hulle plek, en dan kom sy met 'n skêr, of jy was jou hare mooi skoon, maar jy's binne in die huis, jy's binne in daai plek. En God maak die mense binne in die plek gesond, en hy transformeer jou binne in sy huis. Is nie ek wat hier buitekant moet staan, en op 'n manier begin lyk, sodat God my toelaat om in sy huis te gaan nie. Hy sê, ek vat jou binne in, en hier binne is daar 'n kamer met 'n spieël, en daar's 'n skêr, ons noem hom die waarheidskêr, en jy sit daar voor hierdie spieël, 2 Korintiërs 3:18, wat sê, dis Jesus Christus wat die spieelbeeld van die mens is, en sy weerkaatsing van wie Christus is my weerkaatsing, en die Heilige Gees kom, en hy snip al hierdie leuns af, en hy bevestig die waarheid oor my lewe, binne in die huis van die Here, waar ek klaar aanvaar is. My eie ma, het nooit kerk toe gegaan nie. Ek het haar baie keer by haar bed gesien bid, en as ek verby die kamer loop, dan sien ek, sy sit daar met haar Bybel, en sy bid. Dan sê ek vir haar, ma, kom saam met my kerk toe, want ek het van graad 9 af het 'n kerk bygewoon, standaard 7. Maar my ma het nooit kerk toe gegaan, en ek vra vir mamma, hoekom wil jy nie kerk toe kom nie? Dan sê sy my haasie, ek moet eers my lewe uitsorteer, voordat ek in die huis van die Here kan wees. Sê ek, maar dis nie die waarheid nie. Die huis van die Here, die koninkryk waarin ek funksioneer, is my alles. Dis my wedergeboorte het hier binne plaasgevind, en nou is ek binne in hierdie vertrek, en die Here sê, go and renew your mind daily according to the word of God. Hoekom? Want ek gaan sit voor hy spieël, en ek maak seker, dit wat ek begin glo oor myself, hier binne in die huis van die Here, dis nie buite nie, ek renew nie my mind hier buite, sodat ek aanvaarbaar kan wees hier binne nie, ek doen nie. Ek sit hier binne, is daar 'n vertrek met 'n spieël met die naam van Jesus Christus, en hy is die spieelbeeld van my lewe, en die waarheidskerk kom, en hy knip al die leuns af, en hy transformeer my lewe na dieselfde beeld van Jesus Christus deur die Heilige Gees, en ek neem die beeld van Christus aan binne in hierdie huis. Daar's soveel Christene, daar's soveel mense in Pretoria, ek weet nie hier dalk nie, maar in Pretoria en Boksburg, veral Boksburg, hulle sukkel so om hierdie te verstaan. Ek is die heeltyd besig om op een of ander manier God se guns te probeer kry, of ek is heeltyd besig om met my geld te werk, en op 'n manier die kerk te help en nie te help nie, en God se guns te kry, en sê, Here, kom jy en kom na my besigheid toe. Jou besigheid het tot bekering gekom, die dag toe jy tot bekering kom. Jou besigheid is binne in die koninkryk van God. Dit is nou God se besigheid. Jou beursie het tot bekering gekom, is hier binne, en ek wil net gou vir jou sê, die grootste vervulling wat jy kan kry op aarde, hoor wat ek vandag vir jou sê, die grootste vervulling, die mens leef om gelukkig te wees, dis al wat ons wil wees. Wil dit sê, as daar een ding is wat ons oor ons kinders soek, is dat hulle sal gelukkig wees. Dis die toppunt. As my kinders ongelukkig was by 'n skool, en veral die laerskool, dan het ek baie keer skool toe gegaan en met die onderwysers gepraat en gesê, hoor hierso, hoe help ek? My kind is nie gelukkig, of my kind kom huis toe en maats het hulle negatief hanteer, of hulle het nie die hokkiespan gemaak nie, en al daai tipe goed. En daai ongeluk was my terrible. Ons almal hier wil net gelukkig wees. En die grootste geluk en die grootste vervulling wat jy in al hierdie 3 areas, fame, fortune en female,
in daai area sal kry, is hier binne in hierdie huis van die Here. Hier binne is die beste plek om vervulling te beleef in jou lewe. Jy sal nie 'n goddelike, die grootste vervulling in jou lewe hê as jy nie vanaf hier binne uit funksioneer nie. Dis onmoontlik. Jy sal 'n mate van vervulling beleef, maar jy gaan nie die vervulling beleef nie. Die grootste vervulling vir my is wanneer ek kan gehoorsaam wees, is vanuit hierdie huis uit, nie van buite die huis uit, en dan voel ek, okay, maar nou is God tevrede met my, 3 hande klappies nie. Ek leef vanuit die huis van die Here uit, ek leef hier, ek en God is een, ek is hier binne, en uit dit uit kry ek my vervulling om gehoorsaam te wees, in elke liewe ding wat die Here van my verwag. Die manier hoe ek funksioneer, alles wat ek doen. Ek glo dat soveel mense, na bekering nog steeds buitekant leef. Ek glo dit met my lewe, ek sien dit elke liewe dag. Hoe mense se huwelike lyk hier buitekant en hoe 'n huwelik hier binne lyk. Is 2 wêrelde uit mekaar uit. Is 2 wêrelde. Weet julle, amazing ding, is daar soveel goed. Gou vir julle lees, Matteus 6:25. Hy gaan in 31 aan. Hoor wat sê hy? Sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, en wat julle sal drink nie. Jy's in die huis van die Here. Jy bly hier binne. Jy het God wat die hemel en aarde geskep het as die Vader. In die Nuwe Testament verwys die Bybel na God as Vader as meer as 120 keer as God as Vader, nie net as God. In die Ou Testament dink ek is 7 of 8 keer. In die Nuwe Testament, omdat ek nou 'n wedergeboorte het plaasgevind en binne in hierdie huis, in hierdie nuwe huis van my, is hy die Vader, en dan kom sê hy vir my die volgende. Weet julle hoeveel bekommernisse is daar in ons lewens, omdat ons hier buite staan en dink, hy gaan nie vir ons sorg nie. Maar as jy binne is en jy leer hom ken, weet jy, ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek hoef nie aan depressie te ly nie. Ek hoef nie te stres nie. Ek hoef nie te sit met anxieties nie. Ek hoef nie. Hoekom? Want God kom en hy praat met my. Hoor hoe mooi praat hy met ons. Hier binne in hierdie huis. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe nie. Wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Hoor hoe mooi sê, hy sê, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai en hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader julle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Hierdie Vader, in hierdie koninkryk, sê ek, sorg vir my kinders. Ek sorg, hier aan sy buite. Hier aan sy buite, die hasie wat hier buite is. Hy is bekommerd. Ek het nie genoeg gesaai nie. Ek het nie genoeg gemaak. Ek het nie genoeg. En nou is hy bekommerd, gaan die Here vir hom voorsien en al hierdie goedjies, jy verstaan nie. God het jou aanvaar met jou foute en alles, en jy's klaar binne in die huis, en hy is besig om jou daar te trim op sy manier, en voor die spieël gaan staan, en go and renew your mind daily. Maar hy sorg vir jou. Hy is jou God, hy gaan jou nooit verlaat nie, hy sorg vir jou. Net soos dat hy vir George sorg, en die gemeente sorg, en hy sorg vir julle. Hy gaan in vers 31 en sê, daarom moet julle nie julle kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, dis 'n snaakse ding, dat binne in hierdie huis wat ons leef, is daar 'n konsep wat God vir ons gegee het van geloof. Geloof word geopenbaar deur die woord van God. Faith comes by hearing and hearing comes by the word of God. En soos jy die woord van God hoor hier binne, groei jou geloof. En jy funksioneer vanuit geloof hierso. Jy funksioneer nie hier buite vanuit geloof en hoop die koninkryk van God gaan vir jou ietsie kom doen nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Dis nie God moet my besigheid kom seën nie. God moet my goed kom seën nie. God moet my huwelik kom. Ek is die geseënde. Ek kan hoor ons soms nog bid. Seën ons Here. Hy sê ek het jou geseën. Jy leef hier binne in my huis. Ek sorg vir jou. Maar jy het nodig om 'n ferm greep te kry oor die waarheid,
om geloof op te bou, om vanuit die koninkryk uit in geloof te funksioneer. Ek dink is die grootste beperkende faktor in ons lewens, is dat ons nie God leer ken het nie, en nou laat ons geloof ons nie toe om te leef soos wat God wil hê ons moet leef nie. Ons leef met 'n verkleineringsvorm in ons gedagtes. En ons verstaan nie hoe God sê, maar ek sal vir jou sorg nie. Ek's amper klaar in Galasiërs 6 vers 9 kom die woord dan sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Binne in hierdie koninkryk, binne in hierdie huis, binne in die koninkryk van God sê hy, as daar een ding is wat ons leer het om te doen, is om goed te doen. Hy sê, want op die regte tyd sal ons maai, en as ons nie verslap nie. Hy sê, laat ons dan terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Hy kom en hy praat en hy sê, ouens, as daar iets is wat ek verwag van mense wat in hierdie huis bly, wees goed vir mekaar. Eerstens vir hulle wat hier binne is, en tweedens vir hulle wat nog buite is. Hy sê weer goed, hy woordjie goed is so 'n mooi woord, om goed te wees vir mense, is om goed te wees vir ons stad. Dis om betekenisvol te leef, is om te sê, wat kan ons 'n verskil maak in hierdie skool? Hoe gaan ons hierdie streek verander, na 'n plek waar God regeer? Hoe kan ons goed wees? En ons kan dit net doen, ouens. Hoe kan ons dit doen as ons hier buite staan en nog hoop dat die Here ons sal goedkeuring gee, en hoop die Here sal ons kom seën, en ek hoop ek moet my lewetjie so reg leef, sodat ek net ergens iets kan beteken, en eintlik sê die Here, mag ek jou kom binne sit, en daar binne gaan ek jou verander, en daar binne gaan ek jou hare trim, en ek gaan jou hare was, en ek gaan jou die spieël wys, maar vir nou, wees net goed. Wees goed vir jou hier so binne, wees goed vir jou vrou, wees goed vir jou man, wees goed vir jou kinders. Wees goed vir jou familie, wees goed vir jou kerk. En dan daai goed gebeur deur gehoorsaamheid. Alles wat jy is en alles wat jy het, behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan God. En daar's geen beter God om dit voor te gee en te sê, Here, ek vertrou U met my finansies. Ek vertrou U en ek gaan gehoorsaam wees. Ek vertrou U met my huwelik. In hierdie huis is daar hierdie mooi beginsels, en ek wil goed wees vir my vrou, en ek wil goed wees vir my man, en ek wil goed wees vir my kinders, en ek wil ook goed wees vir my ouers, vir Fusion wat hier sit. Ek wil goed wees. Jy sien buitekant is dit, hoe kan dit goed wees vir my? Hier buite, ek sien dit. Hier buite staan ek en ek sê, wat kan die kerk vir my doen? Hoe kan die Here my besigheid kom seën? Hoe kan die Here my huwelik kom seën? Hoe kan die Here vir my goedjies doen? Maar ek wil nog steeds bietjie doen wat ek wil. En aan Sondag, lei hierdie klok en hardloop ek weer na die huis van die Here toe, want dis die regte ding. En eintlik is jy binne die geseënde van die Here. En alles wat jy doen, doen jy vanuit sy koninkryk uit, en jy is gehoorsaam teenoor hoe hy nou met jou goed werk. Hy sê, hy gaan aan hier so in vers 10 sê, laat ons dan terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. En dan kom hy in vers 11 en sê, hy baie snaakse ding. Hy sê, kyk met watter groot letters het ek met my eie hande aan julle geskryf. Hoe kan hy dit nou sê? Wat hy vir jou sê is, hy sê, kyk hoe belangrik dit is, want ek het dit gaan staan en groter skryf as al die ander goed. Wees goed vir mekaar. Ek sluit af met hierdie skrifgedeelte, hy sê in Filippense 4:19, hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Hoe mooi is dit? En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Is alles hier binne in hierdie huis. Alles hier binne. En die laaste gedeelte wat ek vir jou wil lees, is 'n baie bekende stuk, en voordat jy dit opsit, dankie. As jy hierdie stukkie lees buite kan die huis, lees jy hom anders as wat jy hierdie stukkie lees binne in die huis. En Dawid
het Psalm 23 gaan skryf, toe hy binne in die huis was. Dawid het iets verstaan, hy het nog nie eers Christus geken nie. Maar Dawid het iets van God se huis verstaan, God se hart verstaan. En hy gaan in die Ou Testament en hy skryf vir ons iets wat ons tot vandag toe gebruik. En hy skryf Psalm 23. Maar hy skryf dit vanuit die binnekant van hierdie huis uit. Hy skryf dit hier binne en hy sê, hier is wat ek wil hê jy moet vir altyd verstaan. Hy sê, is 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen by velde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hier binne, hy doen dit hier binne. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. Hier binne in hierdie huis, dis wat hier binne gebeur. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Ek hoef nie te worry oor pile wat afgevuur word deur die duiwel en vyand en Goliats wat hier buite staan nie. Ek hoef nie daaroor te worry, hoekom? Want hy sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my, ek eet, ek verlus myself in die voedsel wat U my gee, ek het nie 'n saak met die vyand nie. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Ons begin 'n nuwe reeks, en kameeldrif na die een wat vandag afskop, wat ons noem die 3 varkies. Ek weet nog nie hoe dit gaan uitkom nie, bedoelend, wat gaan mense sê, waarmee is jy besig nie. Maar die 3 varkies gaan oor die 3 huisies, waar die wolf, jy sê ons bekering het ons in 'n nuwe huis gesit, maar ons verstaan nie hoe lyk hierdie huis nie, en dan kom die wolf al buite, en dan blaas hy die eerste huis om, want ons geloof beperk ons om te verstaan hoe kragtig is hierdie koninkryk van God. Dan kom die wolf en blaas hy die eerste huis om. Want die huis in geloof is nie standvastig nie. En ek sê vandag vir jou, jy is weergebore binne in God se huis, in sy koninkryk. En dit is 'n incredible plek. Maar ek dink God vra vir George, gehoorsaam is jy? Is alles hier binne? Verstaan jy dat alles hier binne is? En hoe gehoorsaam is jy met alles wat hier binne is? Vir God se wil, vir jou lewe. Hoe goed is jy met die goed wat hier binne is? Vir God se wil, vir jou lewe en jou omgewing. So ek los julle met dit, ek gaan vir jou gebed doen en ek dink vir Jaco oor. Maar ek wil vir jou gebed doen vandag. Rondom net hierdie incredible huis waarin ons gebore is. En ek hoop al breek iets in jou hart oop rondom die feit dat jy vanuit die koninkryk van God funksioneer en dat jy nie buite is nie, maar jy is binne. En so kom ek bid net gou vir jou. Here, ek wil begin vandag vir elke individu bid, en as daar nog goed is wat hulle hier buite los en nie eintlik onder die gesag in en onder die huis inbring nie, wil ek bid dat daar oortuiging sal kom, dat die beste plek vir ons hele lewe om te wees, is om binne in die huis van die Here te wees. Here, as daar goed is in ons lewens wat ons dink nog nie tot bekering gekom het nie. Goed wat ons voel, maar die Here se autoriteit is nog nie oor dit nie. Ek gee nie die Here die reg om daaroor te praat nie. Wil ek bid, Vader, dat mense sal verstaan om God se stem te hê oor elke liewe afdeling. God as Vader oor elke liewe afdeling van my lewe is die beste ding vir my. Ek bid vandag vir huwelike, Here. Dat huwelike sal besef, hulle is in die huis van die Here en U beginsels vir die huwelik is die beste vir daai huwelik.
vir ons verhouding met ons kinders, Here, dat ons dit hier binne in hierdie huis en die huis se beginsels dit sal doen en weet, dis die beste plek om deur u beginsels te leef, is hier binne in die huis, hierdie koninkryksbeginsels uit te leef. Dankie dat ons kan kom vandag en vir mense se finansies ook bid. Besighede, beste CEO in hierdie hele wêreld is God, wat beter weet. Ons kom en ons bid vir mense wat werk by besighede. Ons submit dit vandag, Here. Dat ons vanuit u koninkryk uit sal dien, sal goed wees vir die plekke waar ons werk. En dat ons sal goed wees met ons besittings en ons besighede, sodat u koninkryk gevestig word, soos dit in die hemel is, so ook hier op aarde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.